Ons maak die Bybels oop by Johannes, hoofstuk 14. Johannes, hoofstuk 14. Hierdie gedeelte staan bekend as die laaste onderwysing. En dit word so genoem dat dit die laaste dag was, die aand waarin Jesus verraai is, wat hy in die bofortrek was saam met sy disippels, en die laaste woorde wat hy gespreek het by daardie onderwysing en voordat hy gevange geneem is daardie donderdagnag. En as ons dan hierdie gedeelte lees, en ek raai aan om dit te lees van die begin af, dit begin in die einde van hoofstuk 13 en dit gaan deur tot by hoofstuk 17 waar Jesus sy disippels onderrig en waar hy dan uiteindelik 'n gebed doen wat bekend staan vandag as die hoë priesterlike gebed, Christus se gebed vir sy disippels en ook vir die kerk. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons hemelse Vader, baie dankie Here dat ons U kan ken, dat U in die grootheid en in die goedheid met ons is, dat ons ook by hierdie erediens kon vergader in U teenwoordigheid. Here, waar ons ook by mekaar gekom het, dat ons na U woord kan luister, want U moet spreek. Is ons gereed om aan te hoor wat U moet sê. En daarom bid ons dat die Gees nou sal kragtig werk, sodat alles wat skeiding maak tussen ons en U verwyder kan word. Dat ons in U midde kan wees en toegerus kan word. Laat die Gees ons verstand verlig en verhelder om dit ook te kan doen, dat ons kan hoor, kan leer en uiteindelik dit te kan uitleef wat U woord ons leer. Laat dit wees volgens U genadige wil, in Jesus naam. Amen. Johannes 14, ons lees saam vanaf vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en laat julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen.
Ek herhaal vers 6, ons fokusvers. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons vandag die vraag moet vra, as ons op straat sou gaan en ons vra die vraag vir elke mens wat by ons verbygaan, waarop vertrou jy? Of waarop is jou hoop gevestig vir die toekoms? Sou party ons dalk antwoord en sê, weet as die ekonomie regkom, dan sal dinge regkom. Iemand dink dalk 'n bietjie meer op die plaaslike gebied en sê, as ons dalk 'n beter munisipaliteit kry, dan sal ons dinge verbeter. Of dalk meer nasionaal, die regering moet net begin luister wat ons vra. Dan sal dit met almal beter gaan. Wat sou u as hoof van uw huis sê? Wat moet in uw huis beter word? Wat moet verander dat dinge sal regkom? Dat ons 'n toekomsverwagting kan hê soos niemand anders. In hierdie nag waarin die disippels inligting meegedeel word, is dit nie vir hulle maklik nie. Die Here Jesus sê, hy gaan van hulle weg. Hulle weet nie hoe nie, hulle weet nie waarheen nie, hulle weet nie wat gaan hy doen nie. Dit skep die agtergrond vir die res van die woorde wat hy spreek in hierdie aand. Ek gaan van julle weg, ek gaan vir julle plek berei, en dan kom ek weer terug. Hierdie skep gedagte van weggaan en terugkom, skep net vrae. Vers 6, waarby ons stil staan, is 'n kernaspek van dit wat Jesus sê. Nie net vir hulle daardie aand nie, maar ook vir ons vandag. Want wanneer die wêreld oor die eeue heen geworstel het met, wat sal vandag beter maak? Vergeet van môre, wat sal vandag beter maak? Is almal se ingesteldheid al vir soveel jare. Maar wat gaan môre sinvol maak vir ons om in te leef? Dit was van die eerste eeu af die vraagstuk in die kerk en daar buite. Want die toekoms is altyd onderhewig aan verandering en onsekerheid. Om 'n toekomsverwagting te skets, om 'n toekomsverwagting te skep en 'n toekomsverwagting te huldig, om aan iets vas te hou wat in die toekoms lê, het ek nodig om te verstaan waar staan ek vandag. Ek kan nie na die toekoms kyk sonder om vandag iets van 'n sinvolheid en 'n vastigheid te besef nie. En onsekerheid is gekenmerk aan die eerste eeuse bestaan. Die disippels met die volgende vraag onmiddellik antwoord in hierdie nag. Waar gaan hy heen? Ons vier Paasfees. Hoekom sê hy vir ons hy gaan weg? Waarheen gaan hy? Nie lank hierna nie sou hy by die tuin van Getsemane wees en daar gevange geneem word. Wat nou? Wat gaan ons nou doen? Ons Here en Meester is gearresteer. Waar gaan hulle met hom heen? Hy is verhore toe. Die volgende dag sou hulle sien. Hy gaan kruis toe. Waar gaan ons nou heen? Hy is kruis toe. En dan? Waar gaan ons heen? Want hy is kruis toe. En Sondagmôre, waar gaan ons nou heen? Hy het opgestaan.
maar hulle was nog nie by opstanding nie. Hulle was nog by waarheen nou. En as u en ek die vraag moet antwoord, waarheen nou? Dan het ons nodig dat die Here Jesus met ons praat oor 'n vertroue, 'n vastigheid en 'n sekerheid. En as hy vir ons sê, ek is, dis die nou antwoord, die weg. Ek is die waarheid. En ek is die lewe. Dan het hy hulle hede reeds beantwoord voor die grootste van onsekerhede hulle begin tref het. Hoe kon hy vir hulle sê ek is die weg? Eerste woord. Hoe kon hy vir hulle sê ek is die weg? Vandag in die teologie is daar baie debatte oor watter weg is die waarheid? Watter weg is die weg wat ons behoort te volg? En eintlik is die vraag nie net oor die teologie nie, dis eintlik baie wyer. Dis oor alle godsdiens. Want daar bestaan 'n standpunt dat ons almal maar besig is om 'n berg te klim. Party kom van die kant van die berg af op, party kom van daardie kant van die berg af op, en elkeen volg hulle eie paadjie en uiteindelik kom ons almal bo uit. Klink nou 'n baie mooi storie. Want dit is so, almal klim iets. Almal is besig met 'n bepaalde godsdienstigheid. Selfs binne die Christelike kringe is almal besig met dieselfde Bybel. Maar hier lê die waarheid. Ons is nie met dieselfde Christus besig nie. Almal het die bepaalde inligting en hulle flans dit aan mekaar soos hulle dit graag aan mekaar geflans wil hê, en dan sê hulle ons het die waarheid. Want ons het die weg. Stap agter my aan, sê die leier van die teologie wat dit beoefen. En Jesus het die antwoord op hierdie saak reeds gegee in Johannes 10. Party is 'n huurling en party is werklik herder. Party verstaan ons het eienaarskap in hierdie kraal, want dit is Christus se kraal. En ons durf nie 'n ander Jesus verkondig nie. Gaan lees gerus Galasiërs 1 vanaf vers 2. Vanaf vers 6. Lees die eerste hoofstuk van Galasiërs en hoor wat die apostel beskrywe as hy sê, o Galasiërs, wie het julle betower, sê hy in hoofstuk 3. Vroeër sê hy, Galasiërs, hoe kan julle 'n ander Jesus erken as die een wat ons vir julle geleer het? Want daar is net een Jesus wat genoem kan word Christus. Daar is net een Jesus wat homself bekend gestel het as die waarheid, as die weg, as die lewe. Daar is net een Jesus wat gekom het in die volheid van die tyd sondeloos. In die gestalte van 'n dienskneg, volmaak rein, aan God volmaak gehoorsaam. Daarom kon hy Filippus antwoord, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Vir ons vandag in die 21ste eeu staan daar geskrywe, as ons gesien het wat Filippus gesien het, gehoor het wat die apostels gehoor het, beleef het wat die apostels beleef het deur die woord van die apostels, dis hoekom ons staan by die apostoliese leer, dan het ons die Jesus gesien wat ons moet ken. Hy is die weg. Jesus self in Johannes 10, het ons reeds behandel by 'n vorige geleentheid, en hy sê van homself, ek is, weer eens, in die hede, die deur van die skape.
As jy by hom ingaan, sal jy uitgaan en jy sal veiding vind, jy sal versorg word, jy sal gekoester word, want jy is by die Seun. Daar is net een weg. En so waar as dit hierdie stelling is dit die stelling wat u en ek sal lei tot vervolging. Want as daar een saak is wat wêreldgodsdienste vandag nie wil aanvaar nie, is dat daar net een weg is. En dat die Christendom 'n aanspraak maak dat hulle die enigste weg het. Want daar moet 'n ander weg ook wees. Hoe weet ons dit? Die bestaan van Islam, die bestaan van Hindoeïsme, die bestaan van Boeddhisme, en hoe ons het verweef in kultuur en samelewing op hierdie stadium in ons lewe. Ons leef saam met die boeddhistiese stelsels, hindoeïstiese stelsels. Ons erken dat Allah bestaan. As u vandag op die strate van Birmingham loop, sal u dit nie kan misken nie. Dis Engeland, as u nie weet waar Birmingham is nie. Waar vandag gesê word, jy mag nie eers in die openbaar jou oë sluit en bid nie. Maar die Islam mag neerbuig vir Allah. As jy jou oë toemaak en bid, as Christen sal jy tronk toe gaan. Maar Islam kan neerbuig voor Allah meer as eenmal per dag. Dit is aan die gebeur. As ons sou sê in daardie streke, en dis waar godsdienstvryheid verseker nie meer sigbaar is nie, staan u en ek vandag in die westerse wêreld voor die deur van vervolging en dis naby. Dis nie meer ver nie. Ons eie regering het klaar besluit, in wie se span sal ons veg? Wie se saak sal ons dryf in die internasionale hof? Klaar besluit. Dit is die wêreld waarin ons as Christene leef en sê ons het net een weg, is in die spervuur. Maar ons is bewus van een geveg. En die risiko wat ek dra om dit te sê, is geweldig. Want van hier af sal dit verder die kansels vervolg. Want dis wat gaan gebeur. Ek kan nie hierdie vers uit my Bybel uitskeer nie. Ek kan nie ontken dat die Here my Here is. Kan u dit doen? Wie van ons kan sê, ek wil sê, hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe nie. Raak bewus die reformasiestryd binne die kerk van Jesus Christus, maar ook die stryd teen 'n ganse wêreld wat wil sê dat daar nie iets is soos een God alleen nie, maar meer gode moet beskikbaar wees. Ons moet versoenend optree teenoor almal en ons moet verdraagsaam wees teenoor almal. En dit beteken jy moet aanvaar hulle godsdiens is by ons ook welkom. Nie in die Christelike kerk nie. Wil die wys na 'n gebeurtenis nie lank gelede nie in die Wes-Kaapse kerk in Hermanus. Was 'n gesamentlike nagmaal ook met die moslemse teenwoordigheid gevier. In watter wêreld is dit aanvaarbaar? Dat ons die nagmaalstafel deel met ander godsdienste. Dis 'n werklikheid binne die grense van die eiland, van die land waarin u en ek woon. Hoekom sê Jesus, ek is die weg? Want hy is. Hoekom sê hy ek is die waarheid? Al vir 'n geruime tyd in ons land stoei ons met die gedagte van waarheid. Pilatus vra die vraag,
Wat is waarheid? So 'n filosofiese vraag, asof iemand nie die waarheid het nie. As iemand vir jou sê, ek praat die waarheid, dan word dit gebaseer op, dit is die waarheid. En vandag hoor ons die stelling, ja, maar dit is jou waarheid. En wanneer ons hierdie stelling hoor, is die filosofie van relatiewe waarheid aan die beweeg. Relatiewe waarheid beteken, vir my is dit waar, vir jou is dit anders. Vir my is dit waar, vir jou is dit anders. Die saak wat ons betwis in vandag se samelewing is absolute waarheid. Met ander woorde, 'n waarheid wat nie kan skuif nie. Mode word byvoorbeeld beskryf as 'n waarheid wat kan verander. Vandag is die mode so, volgende week lyk die mode 'n bietjie anders, oor 2 jaar lyk die mode heeltemal anders. Mode skuif altyd, want wat skuif? Mense se siening van mooi, mense se siening vir aanvaarbaar, dit skuif. Mense se idees van dis goed of dis sleg, dit skuif. Maar wat maak iets absoluut waar? 'n onveranderlikheid maak dit absoluut waar. Iets wat nie kan verander nie. Wanneer God skep, sê hy, laat daar lig wees en daar's lig. Hy skep die aarde met alles wat daarop is. En as ons kyk na die natuur, dan kry ons natuurwette wat absoluut waar is. Daar is 'n rede hoekom die son so lank vat om te sak en dan weer op te kom. Daar's 'n natuurwet daaraan gekoppel, absoluut waar. Jy kan vandag voel soos jy wil, môre sal die son opkom. As die Here wil, en die natuurwet bly in plek. Jy kan dit nie skuif nie, is absoluut waar. Elke mens wat gebore word, het 'n leeftyd en 'n sterftyd. Dis absoluut waar. Hoe lank? Veranderlik. Waar kom mense vandaan? Absolute waarheid. Hoe betwis die wêreld dit? Met 'n relatiewe waarheid. Evolusie. God se woord bepaal die absolute waarheid, want dit is 'n geloofswaarheid. En dan kom iemand met 'n ander geloof en sê nee, so kon dit nie gebeur nie, want daar's nie geloof in die absolute God nie. En daarom is die enigste weg ook gevolglik die enigste waarheid. Want ons geloof beweeg terug na die absolute waarheid. En as ons natuurwetenskappe gaan navors en dan kry ons Bybelse waarhede daarmee saam. En dit is versoenbaar met mekaar. Absolute waarheid en natuurwetenskaplikheid is absoluut waar. En wanneer die wêreld begin betwis of 'n ding goed of sleg is, word relatiewe waarheid gebruik. Dis vandag vir my reg, môre is dit vir my verkeerd. Terwyl God steeds absolute waarheid gebruik in reg en verkeerd. Hy gee sy 10 gebooie. Hy gee die wet as 'n absolute waarheid vir die wêreld om te raak te sien, God het besluit, so sal jy leef, Israel. Ek is, het dit gegee. Nie ek was nie, ek is. Het dit gegee. Ek is stel die Here in 'n werklike staat, 'n vaste staat, en die toekoms in 'n sekerheid. Want ek is het bepaal hoe dit was, ek bepaal hoe dit is, en ek bepaal hoe dit sal wees. Lees gerus Openbaring om daar die 3 woorde in perspektief te sien. Want dit wat was, het God reeds in die geskiedenis vir ons neergepen. En sy teenwoordigheid was altyd daar. Daar was nooit 'n tyd wat hy nie betrokke was nie. En daarom is absolute waarheid in die verlede, absolute waarheid in die Here en 'n geloofssekerheid van 'n absolute waarheid van die toekomsverwagting. En dis hier waar wêreldgodsdienste stoei. Selfs ongeloof net stoei. Dus hoe kan ons so seker wees? Want hierdie God het homself oor soveel duisende jare geopenbaar in sy woord, en dit is die Bybel, die 66 boeke van absolute waarheid. Geliefdes, ons hoef oor niks te twyfel nie.
Baie geskrifte van mense sal kom en gaan, maar die woord van God bly vir ewig bestaan. Dit is 2 Timoteus 3 vers 16 nuttig tot onderrig, tot vermaaning, tot bestraffing. Wanneer ons leer, die hele skrif is deur God ingegee, is dit deur God gegee sodat die mens deur die gees van God vernuwe, in 'n groeifase kan tree. Want God leer, God vermaan, God bestraf, God bring weer terug op die pad en sy woord is absoluut waar. Geskiedenis leer dit vir ons. Daar was 'n tyd wat Israel op 'n bepaalde pad was en hulle is van daardie pad af. En die Here sê, as jy hierdie pad verlaat, sal ek jou verlaat. En seker maak dat ander volke jou sal vat op 'n nuwe pad. En dit het gebeur. Kyk maar in Rigters. Dit het gebeur. Kyk na die ballingskap. Kyk, dit het gebeur. Hoe werk die Here deur tyd en waarheid? Hoe maak die Here waarheid weer vas? Kyk, hoe maak hy tydens die Rigterstyd? Hoe bring hy die volk weer terug na die woord van die Here? Hoe maak hy in die tyd van die verowering? Hy bring die mense terug na die woord van die Here, Josua 24. Hoe maak die Here wanneer hy wil hê die volk moet terugkom? Kyk dan Esra, hoe maak hy met die volk na die herbou van die tempel? Terugkeer uit ballingskap, hy bring hulle terug na die waarheid. Geliefdes, wanneer ons besig is met die waarheid vandag, is daar een saak. Jesus is die waarheid, die inhoud daarvan. Hoekom sal Jesus sê ek is die weg? Want hy is. Hoekom sal hy sê ek is die waarheid? Want hy is die enigste waarheid. Hoekom sal hy sê hy is die lewe? In Johannes 4 kry hy 'n vrou by die put. 'n Samaritaanse vrou. 'n Vrou wat nie eens in sy teenwoordigheid moes wees as Joodse man nie. En wanneer dit gebeur, is hy in gesprek met hierdie vrou oor water. Sy kom om water te skep, hy kom om water te drink. En dan sê hy vir haar, wil jy nie water hê wat nie kan opraak nie? Water wat jy nooit weer sal dors hê voor nie. Soek jy nie dalk van daardie water nie? En dan sê die vrou, ja, beslis. Ek soek van daardie lewende water waar ek nooit weer sal dors hê nie. En dan praat hy oor, ek is die lewende water. Ek is, sê die Here Jesus, in die Here, ek is, hier staan ek voor jou, nie by Gerizim sal jy lewe kry nie, nie by Jerusalem sal daar lewe wees nie, maar by my is daar lewe. Nie by 'n berg waar God aanbid word nie, maar waar ek is, daar is lewe. Jesus se teenwoordigheid is die kern van dit waaroor dit gaan vir die Christen. As hy sê ek is lewe, dan is hy die lewensasem. En wat maak dat mense 'n bestaan kan voer in 'n verwarde wêreld? Want Jesus is daardie lewe. Geen ander bron kan dit verskaf nie. Wanneer die kerkewêreld in benoudheid leef oor die kwyning van Christelike getalle in Suid-Afrika, maak ons dit soms vir mekaar makliker dit te sê, ag, dis nie net ons kerk wat krimp nie, dis die NG Kerk krimp ook. En daardie kerkverband krimp ook. En so praat die kerkverbande met mekaar en sê, ja, almal krimp 'n bietjie. En ons sê vir mekaar nie die woord sterf nie. Ons nie vir mekaar sê ons besig om te sterf nie. Ons sê net vir mekaar ons verminder net. Want daar is iets van 'n doodsheid wat in die Christelike kerke in hierdie land in die gang is. En dan vra jy leraars, wat dink julle is fout? Wat dink julle is fout? Simposiums word gehou oor, is daar fout?
Hoekom is daar nie meer groei nie? Hoekom maak gemeentes toe reg oor die land? Die dorpe kan regtig sê ons kwyn, die dorp verklein, mense trek weg, daar is nie meer mense nie. Almal kan dit nie sê nie. Tog kwyn die kerke, tog gaan die kerke word hulle kleiner. Tog is die voortbestaan van kerke in Suid-Afrika onder druk. Kan ons sê dat ons nie meer lewe nie? Of het ons nie meer 'n bron tot lewe nie? Wat is ons krisis? Waar kom dit in? Wat is die krisis wat ons in die gesig staar? Wat keer dat ons kan lewe? Die vraag is, waar is Christus? As die apostel skryf in Filippense 1, dan sê hy is in 'n worstelstryd. Hy weet nie wat wil hy kies nie. Om heen te gaan en by Jesus te wees, met ander woorde om te sterf, is vir hom 'n wins. Dit sal hom bly maak as hy kan sterwe. Maar om te lewe is beter om julle ontwil. Van wie praat hy dan as hy sê julle ontwil? Hy praat van die kerk in Filippi. Die kerk in Filippi moet hoor, dit sal vir Paulus die wonderlikste ding wees as hy kan sterf, want dan gaan hy by die Here wees vir altyd. Maar as hy nog vir 'n tyd lank moet lewe, kan hy nog by julle uitkom en by julle wees vir 'n tyd, tot die Here besluit om hom weg te neem. En eintlik sit ons almal in hierdie twee keuse vak. Hierdie tydvak waarin ons lewe, sit ons almal mee. Want om by die Here te wees is vir ons 'n begeerte. Want eendag as hy weer kom, klink so ver. Maar Here, ek wil graag nou by U wees. Is 'n begeerte. Sommige van ons is nie baie gesond nie. En daar's nie een huis wat nie 'n krisis beleef. En as ek deur my krisisse, my gesondheidsprobleme en my moeilikheid gaan en ek kyk na alles wat ek het en alles wat ek is, en ek weeg af en sê, is dit beter om nog te lewe in die toestand of om by die Here te wees sonder die toestand? Wat sal ek kies vandag? En ons kan van huis na huis gaan, bank vir bank, gesin vir gesin, en hierdie vraag vra, wat verkies u vandag? En ons maak die lys, en ons trek hom op, en ons bring hom erediens toe, en ons deel dit met mekaar die volgende week. Wie gaan kies om te bly? En ons stem saam met Paulus, is beter om te gaan na die Here toe. Dis waarskynlik waar ons sal wees. Behalwe as ons 'n ander idee het van wat lewe is op aarde, en 'n sin vir verstaan van wat moet ons nog hier doen? Want dit is maklik om te ontsnap uit moeilikheid uit. Dis altyd 'n maklike keuse. Maar hoe leef ek met moeilikheid? Hoor die woorde? Hoe leef ek met moeilikheid? Hoe leef ek in moeilikheid? Hoe leef ek deur moeilikheid? Op pad na die wederkoms toe. Want as ek nie mag sterwe in die Here nie, hoe leef ek tot by die Here? En daarom het hy gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Hoor mooi, die lewe is nie die eerste keuse altyd nie, maar die lewe is Christus. Ek dra my pakkie soos 'n swaar rugsak vol swaar klippe elke dag van die lewe. Here, laat hierdie bene net hou is my gebed.
laat hierdie bene net hou vir vandag, Here. Ek bid nie vir môre nie, ek bid net vir vandag se bene. Here, laat my bene net vandag hou. Dat ek kan lewe vandag vir U. Want dan is dit wins. Om nog vandag te leef, is tot voordeel van wie? Die wat om my is. Die wat my teenwoordigheid nog nodig het. Hoekom is dit moontlik? Ons lees glad nie dat die Here Jesus by daardie verhoor uitstap, gegeesel word, die kruis kry om te dra, of dit net die dwarsbalk is of die hele kruis, maak nie saak nie, een wat gemartel is, neem die kruis en stap na Golgotha. En vra ons hom, wat is die keuse? Om te stap tot aan die einde. Hy val neer, en Simon van Sirene moet hom help dra, tot by die kruis. Maar hy stap bebloed tot by die kruis. Hy word vasgeslaan met spykers aan daardie kruis. Hy kies om te lewe tot daar. En daar kies hy om sy lewe af te lê, soos 'n gehoorsame offer vir hierdie wêreld. In die plek van elke sondaar mens. En in daardie verreëse gestalte van 'n martelaar aan die kruis illustreer hy hierdie woorde van Johannes 14 vers 6 in prentjie. Hy gee vir ons die prentjie en sê, sien, ek is die weg, want toe hy sterf, toe skeur die voorhangsel en ons is toegang verleen tot die Vader. Die voorhangsel skeur en ons is toegang verleen tot die Vader. Dit is die weg. Hierdie waarheid kan ons nie ontken nie, want wie het dit gesien? Hierdie waarheid kan ons nie ontken nie, want wie het dit gesien? Almal. Die Romeinse soldaat sê, waarlik, waarlik, hoor die woord waar, waarlik, hy is die seun van God. Waarlik, hy is die seun van God. En wanneer hy daar sterwe, dan dink mens, dis nou verby. Alle hoop is daarmee heen. Alle hoop is daarmee heen. Hy word afgehaal van die kruis as dooie. Hy word in die graf van Josef van Arimatea geberge as 'n dooie. En toe word dit Sabbat. En toe word dit die eerste dag van die week. En toe's daar lewe. Hy is nie meer in die graf nie. Hy is nie meer in die graf nie. En daarom, geliefdes, het ons as kerk van die Here Jesus net een waarheid. Een weg. En een lewe. En dit is deur hierdie seun van God. Wat ons moet raak sien is dat God in hierdie grootheid nie anders kan as om ons te wys. Moenie kyk na die krisisse van hierdie wêreld nie. Moenie kyk na die benoudhede van ander plekke nie. Moenie kyk na die benoudheid van die eie huis nie. En sê, hoe gaan ek dit maak? Want die ek is hier. En in hom het ons die hoop.
Sy woord is vas en waar. Geloof is vas en waar. Uit genade alleen het dit plaasgevind, sodat Christus Jesus hierdie weg tot lewe is. Aan God alleen die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en genadige God, o Here, ons Here. 3 besonderse woorde. Weg, waarheid, lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. So 'n wonderlike waarheid. Waar die Christelike kerk vandag in krisis is oor hierdie 6de vers, is ons ook hoopvol oor hierdie 6de vers. Want sonder U is daar vir ons geen lig, geen hoop, geen lewe, geen vrug, geen dankbaarheid. Maar danksy hierdie woorde is daar vir ons hoop en lewe. Dankie daarvoor, Here. Ons gebed is dat U dit by ons sal hervestig en ons steeds sal reformeer om hieraan vas te hou met ons hele lewe, soos niemand anders. Daarvoor dank ons U, o Here. Dankie dat ons U kan vra en mag U genade ons omvou in Jesus naam. Amen.